Dankie vir die geleentheid vir ons gaan oor die naam op te lig en dan bid vanmôre dat U die woord vir ons sal breek en met ons sal deel. Dat die woord sal ingang vind in elkeen van ons harte, Here, en sal vrug voortbring tot eer en verheerliking van U naam. Elke versterking van buite af bind en kanselleer ons is dat kragteloos van die duisterse magte dryf hulle terug na waterlose plekke waar hulle vandaan kom. Ons bid vanmôre dat U doel sal bereik, Here, elkeen se hart en sy lewe vanmôre. Dat U naam daardeur verheerlik en geprys sal word. En ons dank U daarvoor in Jesus naam. Na die kinders van die Here sê amen. Amen. U mag maar sit, baie dankie. Jakobus 5:7-11 en die titel van die boodskap vanmôre wees dan geduldig. Ons sukkel met dit hoor. Kom ons lees dit. Hy sê, wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouer wag op die kosbare of kostelike vrug van die aarde, en het geduld daarmee tot dat dit die vroeë en die laat reëns ontvang het. Julle moet ook geduldig wees, versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Moenie teen mekaar sug nie. Broeders, sodat julle nie veroordeel word, kyk, die regter staan voor die deur. Neem as voorbeeld van lyding die my broeders en van geduld die profete wat in die naam van die Here gespreek het. Kyk, ons reken hulle geluksalig wat verdra. Julle het gehoor van die lydsaamheid van Job en julle het die einddoel van die Here met hom gesien, dat die Here vol medelee en ontfermend is. Kan jy sê amen op die woord vanmôre? Amen. Wonderlik. Nou, om hierdie gedeelte te verstaan, ons geleesde gedeelte vanmôre, is dit belangrik om eers te kyk na hoofstuk 5 van vers 1-6 en eintlik 'n ordentlike studie te maak van dit, om hierdie stuk te verstaan wat ek oor gaan praat. Jy kan dit later gaan doen. En ek wil vanmôre probeer om te verduidelik wat Jakobus in hierdie gedeelte vir ons wil sê. En hoekom praat hy hier van geduldig wees tot by die wederkoms van die Here? Ek glo, baie mense glo nie in die wederkoms nie, ek glo dat er 'n dag gaan aanbreek waar hy basyn gaan blaas en die Here ons gaan kom haal. Ek glo ook dat dit voor die verdrukking sal wees. Baie mense verskil en sê gaan na die verdrukking wees, maar maak die saak nie, die koms van die Here gaan plaasvind. Ons kom agter in hoofstuk 5 dat die hardwerkende Jode, ek praat van hulle, die hardwerkende Jode, ek praat nou eintlik daarvan die kinders van die Here wat daar Jode is, geredde Jode, was mishandel en vervolg. En dit sluit die kerk in van daardie tyd ook. Deur hulle eie mense, deur welgestelde, voorspoedige en gegoede Jode, want hulle was wel ook kerkgangers, maar definitief nie gered nie. En Jakobus noem hierdie mense wat hulle aangeval het, hulle broers, hulle eie broers wat hulle aangeval het, noem Jakobus hulle rich oppressors. Rich oppressors. Wat het hulle nog gedoen? Hierdie mense wat welgesteld was, het die gelowiges hof toe gesleep. As ons luister wat die geskiedenis sê, jy gaan kyk in Jakobus 2 vers 6 en Jakobus 5 1-4. Hulle het hulle lone teruggehou en hulle die armes verneder. So in daardie tyd was die soort wettige en godsdienstige onderdrukkinge dikwels deur ryk Joodse leiers beoefen, veral die Fariseërs, die Sadduseërs, grondbesitters en priesters. Hulle is die mense wat die geld gehad het en daarom het hulle die mense onderdruk, hulle die Jode onderdruk. Hulle gebruik vir arbeiders,
maar hulle nie betaal nie. Hulle het hulle hof toegevat en allerlei dinge gedoen en het hulle onderdruk. En hierdie geredde Jode wat ons van lees wat Jakobus van skryf in Jakobus, kon nie verstaan hoe kan hulle as kinders van die Here so ly nie. Kom nou mense. En ons vra baie keer vra wat dinge ons pad langs kom. En ons vra Here, hoekom gebeur dit? Hoekom kom hy dinge ons pad langs? Ons is dan 'n kind van die Here. Nou, as ons nou daar kyk, ons eerste punt vanmôre, sal ons agterkom dat Jakobus hierdie brief geskryf het aan die geredde Jode. Hoofstuk 1 vers 1 lees ons die volgende: Jakobus, 'n dienssknegt van God en die Here Jesus Christus, dis te mooi, aan die 12 stamme wat in verstrooiing is groet. Met ander woorde, die brief was spesifiek gerig aan die Joodse kinders van die Here, as ek so mag noem. En reeds in hoofstuk 1 van sy brief vind ons dat Jakobus vir hulle skryf en sê, ag dit loutere vreugde, my broers, wanneer julle in allerlei versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof, hy praat van die beproewing van julle geloof, die aanslag wat geloods was op die gelowiges, het hulle geloof getoets. Luister op pastoor vanmôre. En baie keer laat die Here hulle toe om te sien wat in jou en my hart is. Dinge wat ons verklaar en dinge wat ons bely en dinge wat ons sê met ons mond, baie keer klop glad nie met dinge wat in ons hart is. En daarom stuur die Here sulke dinge ons pad langs om te sien hoe ons gereageer, gaan ons toevlug na hom toe neem en wat is in ons harte weggesteek. Dis wat die duiwel doen, hy beproef jou en my se geloof. Gaan ons vas staan? Gaan ons nog die Here dien? Gaan ons nog op pad saam met ons stap? Gaan ons glo God voorsien aan ons behoeftes en al daai dinge? Hy beproef ons geloof. En die mense wat beproewings en vervolging in die gesig staar, loop baie keer die gevaar om hulle geduld te verloor. In hulle omstandighede, en dit raak ander mense ook. Ook hulle verhouding met die Here, omdat daar nie 'n onmiddellike uitkoms vir hulle was nie. Wie jy bid mos, en wanneer jy bid, verwag die Here moet onmiddellik antwoord. Kom nou mense. Jy vra, jy moet onmiddellik antwoord, maar min weet ons dat God werk in 'n tydsiklus. Ons kan nie sy arm dra nie, ons kan nie maak 'n ding doen vir ons nie. Ons moet volgens sy plan werk. En dan verstaan ons nie altyd alles, hoe kan dit gebeur nie? As ons volgens sy planne werk en volgens sy tydsiklus wat hy ingestel het, dan is dit nie probleem en ons weet die Here gaan ons gebed beantwoord en hy sal vir ons uitkoms gee, nie op my tyd nie, maar op sy tyd. Op sy tyd sal hy my gebed beantwoord, op sy tyd sal hy vir my deurbraak gee. Baie belangrik om te onthou. En dis toe Jakobus vanaf vers 7 aan hulle verduidelik wat om te doen. Want die God wat hulle dien, sluimer of slaap nooit nie. Want hy het kennis geneem. Hy het kennis geneem. Ek wil vers 4 lees van daardie hoofstuk 5. Vers 4 sê, ek wil dit gou vir julle lees hierso. Wat hy daar sê. Hoofstuk 5 vers 4 sê, kyk die loon van die arbeiders wat julle hande afgeoes het. Luister wat hy daar sê. Wat deur julle agtergehou is, want hulle loon agtergehou, hulle het gewerk daarvoor. Luister mooi wat hy sê. Dit roep uit. En die geroep van die maaiers het gekom tot in die ore van die Here van die leerskare. Wie waar dit aan dink? Toe Israel uitgeroep, sê die Bybel, dat die gekerm van God se volk
het op by die troonkamers van God gekom. Ek dink in ons tyd nou in ons land, waar daar soveel onskuldige mense doodgemaak is, en bloed het 'n stem, die bloed van daai mense roep uit, en het uitgeroep, en roep nog steeds uit hemelwaarts, en dan gaan 'n dag kom van afrekening. Dan gaan 'n dag kom waar die Here gaan omsien na dit. Nie op ons tyd, nie op God se tyd. En hier sê Jakobus, ja, dit wat julle daar gedoen het, die Here gesien, die harde werk het hy gesien, en dat die stem van die maaiers het gekom tot by die troonkamers van God, tot by die ore van die Here. Hy sal ek nooit laat verbygaan nie. Onregverdigheid haat die Here. Hy haat onregverdigheid. Luister. En Jakobus gee 6 praktiese perspektiewe wat gelowiges in staat stel om beproewings met geduld te verdra. Onthou die sleutelwoord hier is geduld, en die ander sleutelwoord is om te wag. Dis een ding wat ons nie het nie. Ons het nie geduld nie, en ons kan ook nie wag nie. Hallo? Moses het 40 jaar in die woestyn skape opgepas, voordat die Here weer 'n keer met hom gepraat vir 40 jaar. Gaan lees Paulus se getuienis wat hy gemaak het, dink 11 jaar of 14 jaar nadat hy by die apostels uitgekom. Al die tyd het hy gewag op die Here met hom gepraat. Verstaan, daai wagperiode is die rypmaakperiode in ons lewe. Wat ek en jy nie kan verdra nie, ons kan nie wag nie. En die tweede ding, ons het nie geduld om te wag nie. En die eerste van die 6 wat ek vanmôre wil noem is, nommer 1 sê, en ons het in ons gelees gedeelte, hy sê verwag die Here se koms. Aan die ander woorde, wees geduldig, patient, ander woord, long suffering, is die ander woord, slow to anger, is die ander woord. Ons moet die koms van die Here verwag. En die sleutelwoord hier is wag. Wag vir sy wederkoms. Wat hy sê, en dan gaan hy koppel dat hy iets gaan vir wys daar. Skoon tog. Hy sê, kyk na die landbouer. Hoe hy wag vir die kosbare vrug van die aarde. En hy het geduld daarmee totdat die vroeë laatreëns ontvang het. Vroeë reëns het geval November tot Desember. Dit was die voorbereiding van die grond en die plantseisoen. Laatreëns het gekom Februarie tot April. Hierdie reënbuie berei die ryp wordende vrug voor vir die oes. Soos die laaste en die geval het, kan hy oes nie ryp word nie. Die koringkorrel kan nie swel nie. Verstaan? So as daardie landbouer uitgaan en hy gaan voorberei dit voor, en hy saai sy saad by die eerste reën wat geval het, moet hy die Here vertrou. Hy moet absoluut geduld hê. Hy moet absoluut in 'n tydperk kom van wag, want hy weet op die regte tyd wat soos God dit beloof het, sal die reën val, en dan sal hy agterna sy oes kan insamel. Hy gaan nie kort kyk nie. Hy weet op 'n sekere tydperk sal dit gebeur. En die Here verwag dieselfde van ons, om te wag vir sy wederkoms, maar ook te wag vir dinge wat ons van die Here gevra het. Mens. Tweedens, hy sê verwag die Here se koms. En tweedens, erken die Here se oordeel. So verwag die Here se koms en erken die Here se oordeel. Die Bybel sê dat die regter staan voor die deur. En wat Jakobus aan hulle wou verduidelik, is dat die Here het kennis geneem van dele onregverdigheids.
Hy het kennis geneem met wat hulle gebeur het. Hulle het kennis geneem presies, hy weet wat aangaan daar. In vers 4 sê hy daar, hulle het dit weer gelees, en kyk die loon van die saarbeider, wat julle lande afkoes het, wat julle agtergehou is, roep uit, en die geroep van die maaiers het gekom, tot die ore van die Here van die leerskare. Hy sê, moenie sug nie. Do not complain against one another. Moenie sug nie, met ander woorde, moenie sug teen jou broers nie, moenie kla nie, vergeld niemand met kwaad vir kwaad nie, bedink wat goed is vir alle mense, as dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense, moenie julle breek nie, geliefdes, maar geen plek vir die toorn, want daar is geskrywe aan my, kom die wraak toe, ek sal vergeld spreek die Here, Romeine 12:17 tot 21. Nou kom ons, as die Here ons staande daarmee. Weet jy wat die persoon my gedoen het? Weet jy wat die persoon my sleg behandel? Weet jy wat die persoon vir my gesê het? Weet jy al die dinge? En dan kom Here, en hy sê dit net in die volgende vers, sê dit daar. Hy sê, hier gebruik Jakobus, hy sê net 'n bietjie vorentoe. Hy sê in die volgende vers noem hy sê as jou vyand dan honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors het, gee hom iets om te drink. En sodoende sal jy op sy hoof vuurige kole ophoop. Laat jou nie deur kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Mens. Ek moet nie bekommerd wees nie, sê die Here. Dan die derde een van daai 6. Sê Jakobus, hy sê met ander woorde, die eerste een sê vir ons daar, verwag die Here se koms, erken die Here se oordeel, en dan derdens volg die Here se dienaars, en hy gebruik die voorbeeld aan die lydsaamheid van Job. Job het nie gevra om daar te wees nie. Maar die Bybel sê Job was 'n vrome, opregte man. Maar hy eindig op die einde van die dag eindig op 'n ashoop op. Hy verloor sy hele gesin, behalwe sy vrou. Sy vrou staan teen hom op. Hy verloor sy rykdom. Sy vriende draai hulle rug op hom. En hy gaan sit op 'n ashoop en gaan krap hom en hy kan nie verstaan hoekom die Here dit toegelaat nie. Hoekom sit hy op 'n ashoop en hy niks verkeerd gedoen nie? Want die Bybel sê Job het nooit met sy mond gesondig nie. Hy het nooit met sy mond gesondig nie. En hy kon nie verstaan nie. Nou kom Jakobus en sê, kyk na God se dienaars. Ou Testament is Nuwe Testament. Maak nie saak nie, kyk na hulle. Kyk na al die mense wat hulle moes gaan. Hoe hulle gemartel was. Hoe hulle aangeval was. Hoe hulle gestenig was. Kyk na hulle. Hulle het nie gekla nie. Hulle het nie gevra waarom en hoekom nie. Hulle het geweet dat hulle is in God se plan, hulle is God se eiendom, en niks sal met hulle gebeur sonder God se toestemming nie. Verstaan wat pastoor sê? En dis wat ek en jy moet leer, om geduldig te wees, nommer 1, en te wag. Maak nie saak wat mense van ons dink, maak nie saak wat mense van jou sê nie, dat op die regtigheid God se tyd sal God afreken met jou vyand. Ek weet dit. Ek weet dit. Luister mooi. Dit kan met dadelik terugdink in Psalm 39 waar Dawid seker by die 3de of 4de keer sy mooi kan onthou, lees en tel nie, waar hy begin skryf en hy het weer op 'n plek gekom en hy verkeerd gedoen het, hy kon die goddelose nie verdra nie. En elke keer as hy die teenwoordigheid was van die goddelose, en die Here kom en sê, hou jou mond, as ek my woord mag gebruik, bly doodstil. Maar Dawid sê dit raak soos vuur om my binneste, en dan het hy die woorde gespreek en daai mense aangeval.
Dan hy gesondig, dan moes hy teruggaan om vergifnis vra. En 'n tweede maal, en 'n derde maal, en 'n vierde maal. En hierdie tyd in Psalm 39 kom hy sê, Here, ek het weer 'n keer gefaal. Ek het geval, ek het al aangeval. Hy sê, hierdie goddelose mense. Hy sê, wys my, hoeveel dae het ek nog oor om te leef? Hy is toe bang, hy gaan doodgaan. Hy gaan sterf. Maar hy het geweet dat God is regverdig. Hy het geweet dat God staan by hom. Hy het geweet dat die God is nie onregverdig nie. Hy het geweet die Here sal hom deurdra. Hy het geweet dat God weet hy's mens, so stof is hy. En die Here het hom geleentheid gegee om te bely en hy het reggemaak by die Here. Dis hoekom hy daar skryf Jakobus ons by die voorbeeld vat van God se dienaars. Wat deur erge dinge gekom het waardeur ek en jy gaan vandag. En nogtans het die Here van hom uitkoms gegee by einde van die dag. Kyk na daai jare wat hulle moes deurgaan. Kyk na al die tye, dinge wat hulle moes deurmaak. Jakobus, kyk na Johannes, die apostel Johannes. Was in 'n pot olie ingegooi, warm olie. Was hy ingegooi. En nadat het hy opgekom het, niks oorgekom het. Hy moes hom maar uithaal en gaan toesluit op Patmos. En Patmos het die boek Openbaring geskryf. Verstaan? Ons verstaan nie hoekom dinge in ons lewe gebeur nie. Baie keer moet die Here homself die wiel in ons lewe aan die gang kry om te beweeg. Dan vierdens, die vierde een is daar, snap die Here se seëninge. Stap die Here se seëninge. Op die einde van die dag het Job dubbel soveel terug ontvang van die Here as wat hy gehad het. Jy moet onthou, hy bly ons groot geneesheer. Ons lees dit daar in Jakobus. Hy bly ons voorsiener. Hy bly ons beskermer. Hy red nog. Hy's nog nie doop in die Heilige Gees. Hy het nog nie verander nie. Dis hy wat die sluite van die hemel opsluit vir reën, oopsluit vir reën. En alles in stand hou, hy het nog nooit verander nie. Hy is en bly dieselfde tot in alle ewigheid. En ons moet nooit miskyk nie. Ons moet sien dat hy is nog dieselfde. Hy kan nooit verander nie. Kom aan. Vyftens, besef die Here se doel. Besef die Here se doel. Hoekom laat die Here sulke dinge toe in ons lewe, sodat ons geestelik gebou kan word? As ek en jy nie kan leer om te wag nie, sal ek en jy ook nooit ontvang nie. Uitgemaakte saak. As ons nie leer om te wag nie, sal ons ook nooit ontvang nie. Besef die Here se doel. Kom ek sê weer wat die eerste een was. Die eerste was verwag die Here se koms. Tweede een erken die Here se oordeel. Derde volg die Here se dienaars. Vierde een stap die Here se seëninge. Vyfde een besef die Here se doel. En die laaste een verstaan die Here se karakter. Hy is ons God, maar ook ons Vader. 'n God wat sonde haat, maar die sondaar liefhet. In elke situasie waardeur jy gaan onthou. Hy is vol medelee. Hy is liefdevol. Hy is ontfermend. Hy is oorvloeiend in genade. God is not just compassionate. He is multiplied compassion. And then of tender mercy. Just means he's tender, soft-hearted. He bears our infirmities. He carries our cares. Jesus Christus, dis wat hy deurgemaak het vir ons. Dis wat hy betaal het vir ons. Die beker het hy geledig. Matteus 11:28-30 sê, kom na my, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle, leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele,
want my juk is sag en my las is lig. Amen. Yes. En vanmôre wil ek sluit met 'n ware storie. Is jy reg om te hoor? Er word vertel van 'n huis waar kinders met ontwikkeling gestremdhede na gekyk was. En daar was hierdie kindertjies geleer dat daar 'n dag sal aanbreek wanneer Jesus sal kom om hulle te kom haal. En hulle van al hulle krankhede en siektes genees sal word. En die direkteur van daai plek sê dat die grootste probleem die vuil vensters was. Luister nou mooi. Omdat die gestremde kinders gereeld hulle hande, neus en lippe teen die vensters gedruk het. Altyd op die uitkyk om te sien of vandag dalk die dag is dat Jesus sou terugkom om hulle te kom haal en hulle huis toe te vat. Dis nie mooi nie. Luister wat pastoor vanmôre vra. Nou die vraag wat ek vir elkeen wil vra vanmôre, hoe lyk ek in jou se vensters van geloof? Hoe lyk ek in jou se vensters van geloof? Is daar enige vingermerke of miskien 'n merk van jou neus wat op daai venster vasgedruk is? Kyk jy nog gereeld daardeur vir jou antwoord op jou gebeds? Vir jou wonderwerk, jou deurbraak? Of het jy al lankal vergeet waarvoor jy Jesus gevra het? Jy sien, die verskil tussen die storie en ons baie keer, ons glo dit, maar ons wag nie vir dit nie. Ons glo dit, maar ons wag nie vir dit. As ek vir dit wag, sal ek by die venster gaan staan en gaan kyk, wat my antwoord? Geestig gesproke. Ek sal my gesig in die venster druk om te sien of Jesus op pad is met sy wederkoms. Maar wat pastoor sê vanmôre, dis die verskil tussen 'n kind se geloof en ons geloof. Dis hoekom Jesus sê ons moet soos kindertjies word. Luister mooi. Luister mooi. In die tweede plek, eerste plek die is bereid om te wag nie. In die tweede plek wil ons sommer self die saakjie uitsorteer baie keer, want die Here is te stadig na ons sin. Los dit vir my, Here, u werk bestadig, ek sal dit uitsorteer. Ek wil dit nie in die hande oorgee nie, ek wil dit in die Here se hande oorgee nie, want dit moet al vandag afgehandel word, geduld ontbreek. Jy sien, as ek hom vertrou, sal ek alles in sy skoot oorgee, voor sy voete neerlê, in sy hande oorgee. Ek sê, Here, daar is dit, dan sal ek gaan wag by my geloofsvenster en gaan kyk wanneer die deurbraak by pad langs kom. Wag op jou antwoord beteken ek is opgewonde, want dit kan enige dag plaasvind. Dit kan vandag wees, dit kan môre wees, dit kan vanmiddag wees. Enige tyd kan die bassein ook blaas. Dit kan vanaand wees wanneer ons gaan slaap. Dit kan môreoggend op wees wanneer jy besig is om Bybelstudie te doen. Dit kan enige tyd plaasvind, maar ons het nie die geduld om te wag nie. Hoe lyk jou geloofsvenster? Vra pastoor vanmôre. Want helaas, sy daar gaan staan om my te kyk vir jou antwoord. Vir die koms. Die koms van die Here.
Weet wat so pragtig as die verlore seun, die pa het elke dag, al het hy sy seun sy erfporsie gegee en die seun het geloop en gegaan, was die pa elke dag buite op hy stofpad het hy gestaan om wag, om te kyk of hy miskien daai figuur van sy seun sien nie. Elke dag. En toe hy persoon aangestap kom, luister wat ons nou sê, het hy nie gelyk soos sy seun nie, maar hy het geloop soos sy seun. Hy het nie gelyk soos sy seun, hy het geloop soos sy seun. In die Bybel sit in mekaar toe gehardloop op mekaar omhels, maar elke dag, vir hoe lank het hy kyk vir sy seun, en dis wat die Here van ons wag. As ons wag vir ding, ons elke dag daardie geloof hê, en hy geduld hê, dat dit miskien vandag kon gebeur, en dis wat die kindertjies gedoen het, hulle kon nie wag, om hulle gesiggies teen hy venster vas te druk, al moes hy vensters 2 of 3 of 4 of 5 keer 'n dag gewas word, hulle het uitgekyk of Jesus miskien op pad is, om hulle te kom haal nie. Amen. Luister. Wat ander jou gedoen het, ander vir jou gesê het, ander jou behandel het, tel nie vanmorgen nie. Want die Here kennis neem. Sien, ons moet een ding onthou. As jy kind is van die Here, en jy raak, iemand raak in jou raak en die Here ook, jy sy eiendom. Want ons baie keer miskyk. Ons kyk dit mis. So hy kennis geneem, en op sy tyd sal hy die regte ding doen, en dit vir jou uitsorteer. So hy was hoef jy nie te dra nie. Dan is ook nie te dra nie. En dieselfde, hy sê daar, net soos daar die landbouer wag, vir al 2 reën, die eerste reën om te plant, en die tweede reën, die laat reën om hy, nadat die oes te gaan insamel, net so moet ek en jy wag, dat op die regtigheid, God se tyd sal daardie dinge plaasvind in ons eie realm, omdat ons 'n verwagting het, dat dit wel so sal wees. Kan jy amen vanmorgen? Yes, Lord. Wees geduldig en wag. Die sleutelwoord van die gedeelte. As ek en jy dit kan doen, as ons dit kan doen en toepas in ons lewe en ons klaar gewen. Jy sal nie bekommer wees dag van môre, jy sal nie bekommer wees volgende jaar, ek ook nie. Jy sal nie bekommer wees want jy weet die Here is in beheer. Dis die amen vanmorgen. Kom ons staan.